Goeiemôre, baie welkom by Agapai Gemeente in Bloemfontein, die klein gemeente met die groot hart. Vandag is ons by ons tweede aflewering van 'n nuwe bestemming. En ek wil vandag bietjie ietsie sê oor die trappe na bo. Miskien moet ek vandag vra, wie hou van trappe? As kind was trappe vir my nie iets wat my na 'n hoër hoogte of 'n nuwe plek gevat het nie. Dit was net een groot struikelblok gewees as kind. Hulle het my eenvoudig moeg en ongeduldig gemaak en as ek by 'n plek gekom het met trappe, het ek net altyd gesê, "Maar hoekom is daar nie oral roltrappe nie?" En ek het daai trappe so 2-2 gegroepeer en as daar 'n ouer persoon bo my was, het ek onder hulle arm deurgeglip en gestorm na boontoe. En toe het ek eendag behoorlik my as afgeval teen 'n stel trappe. En verlang het die rowe op my knie en my elmboë my ken, my herinner om respek te hê vir trappe. Daai dag het ek geleer, trappe is gevaarlik en trappe is belangrik. Niemand hou van trappe nie, maar soms in die lewe is trappe die enigste roete na hoër hoogtes. En jy het baie keer, het jy in jou lewe gesê, Here, ek wil gaan na 'n nuwe plek. Vader, help my om in my finansies by hoër hoogtes uit te kom, om my besigheid se grense te verbreed, om my verhoudings na 'n nuwe vlak toe te vat. Ek wil Psalm 37 vers 23 vir jou lees, maar ek wil dit lees uit die King James vertaling, want hy praat daar van trappe. Hy sê, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way." The steps of a good man are ordered by the Lord. So ons praat nou oor trappe of stappe en hier het 'n woord bygekom, georden deur die Here. Met ander woorde, in die lewe impliseer en in hierdie woord wat ek vandag vir jou bring, impliseer die woord steps of trappe na prosesse in jou en my lewe. Ons praat in hierdie reeks oor 'n bestemming en soms voel ek en jy, ons bestemming is so ver en ek weet nie eens presies wat dit is nie. Maar die Here bepaal van voor ons geboorte die prosesse, die stappe, die trappe wat jou en my soontoe gaan vat. En elkeen van ons het areas in ons lewe waar ons voel ons staan nog op die grondvloer. En hierdie grondvloer is daai vloer waar ons al die basiese dinge het wat nodig is. Ons het toegang na die straat, ons het toegang na ontvangs en baie keer as ons skies tog in ons lewe op 'n plek is waar ons op die grondvloer staan, dan het ons eintlik alles wat ons nodig het. Ons is daarmee tevrede totdat ons daai stel trappe raak sien, ons wonder, waartoe gaan hierdie trappe? En elkeen van ons het iets in ons wat ons wil hoër vat en dieper vat en verder vat. Ons het laasweek gepraat oor Columbus wat die Amerikas gaan ontdek het en ek wil hê jy moet dit gaan luister, want die tema was, daar is meer. Dat jy kan sien hoeveel meer is daar eintlik vir jou. Miskien is dit die trappe wat voor jou is wat jou soontoe vat. Trappe praat van nuwe dinge, van nuwe ervarings, 'n nuwe pad na die bestemming waarna ek en jy so lank al herinner. Maar George, die trappe is so styl en ek het nie vandag krag om trappe te klim nie. Het jy geweet, trappe maak nie die lewe makliker nie, dit kry ons gereed vir iets nuuts. Inteendeel, trappe is moeilik, maar daai einste trappe maak jou gereed. Ek onthou in die ou dae toe ons nog gaan staptoere loop het van 'n paar 100 kilometer lank, en dis altyd in die maande wat kom hier bo by die Sanlam sentrum wat 25 verdiepings het ons gaan trappe hardloop, want daai trappe het jou gereed gemaak om berge uit te klim. In Amerika sê hulle vir my, daar's 'n verskil tussen hulle buffels en hulle beeste. Wanneer daar 'n groot donderstorm op pad is en die wolke rol aan en hierdie diere sien dinge loop verkeerd, dan hardloop die beeste weg van die reën af. En soos wat die wolke nader kom, begin dit naderhand bo op hierdie beeste reën, want niemand kan vir wolke weghardloop nie. En dan op 'n stadium hardloop die beeste in dieselfde rigting as wat hierdie wolke is,
en hulle reën langer en langer nat, want hulle bly in die reën by hulle storm saam met die reën. En baie keer is in jou en my lewe so dat daar kom donker wolke aan, en ek en jy begin hardloop in 'n rigting. Maar hulle sê vir my die buffels, hardloop nooit weg van die storm soos die beeste nie. Die buffels storm af op die storm. En dan skielik word hulle nat gereën en is weerlig om hulle, en dan voor hulle ook kan uitvee, is hulle deur die storm, want die storm beweeg die kant toe en hulle gaan daai kant toe. En hulle reën net vir 'n kort rukkie nat en as hulle deur dit weer in die son skyn. Terwyl die beeste wat weghardloop, die heeltyd in die reën hardloop, want hulle hardloop saam met die reën. Voel jy ook so dat jy hardloop vir die storms in jou lewe, maar dis asof hulle nie wil ophou nie? Is jy ook op 'n plek waar jy voel die storms wil net nie klaar kry nie? Miskien is jy besig om saam met die storm te hardloop. Jy sien, suksesvolle mense weet dat besluite wat gebaseer is op korttermyn gemak is 'n misleidende kortpad wat jou nat en droewig agterlos. Ek wil hierdie volgende woorde vir jou sê vandag. Respekteer die proses wat die Here in jou lewe gesit het. En laat toe dat daai proses orde in jou lewe bring. Die Here sê, hy orden ons tree, ons stappe, orden hy. Maar wanneer ek en jy hierdie proses nie respekteer nie, gaan ons die hele tyd weghardloop soos die beeste daarvan. 2 Kolossense 2 vers 5 sê, want al is ek ook na die vlees afwesig, is Paulus wat hy praat, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. So hy sê eintlik, daar's goeie orde in julle as gemeente, maar die vastigheid, of daai goeie orde bring vastigheid in julle geloof in Christus. Wat beteken hierdie woordjie orde? Ons het net nou gelees in Engels, die Here orden ons tree. Jy sien, orde beteken om dinge op die regte plek relatief tot mekaar te sit. Ek onthou toe ek 'n jong seun was. Ek gehaat om my kamer die mekaar aan die kant te maak en ek het altyd 'n klomp eksperimente op die vloer gehad. Ek was baie lief vir wetenskap gewees en boeke wat daar rond gelê het. En ek het een van hierdie bars wat alle tieners het in my deur gehad waarin jy optrekke oefen. Ek moes baie keer hardloop in die gang af, daai bar gryp en swing tot op my bed want my vloer was so de mekaar. Ek kon nêrens trap nie. Dinge was nie op die regte plek teenoor mekaar nie. Ek onthou eendag het die bediende kom skoonmaak en toe sy per ongeluk van my chemikalieë met mekaar gemeng en daar was 'n groot ontploffing in ons huis gewees. Orde beteken om dinge op die regte plek teenoor mekaar te sit. Dit impliseer om verwarring te elimineer sodat jy die volgorde kan raak sien wat jou gaan vat na 'n plek van groei. Baie van ons het soveel verwarring in ons omstandighede, in ons denke, in ons geestelikheid, in ons teologie, dat ons die volgorde van groei nie kan sien nie, en daarom is daar nie groei in ons lewe nie. Dink 'n bietjie daar aan die woord stikken in Engels is out of order. As jy by 'n huisbak kom en hy stikken, staan daar altyd out of order. Uit orde uit is stikken. Orde in jou lewe is essensieel om by jou bestemming uit te kom. Hoe het alles wat ek en jy aan kan vat en kan sien begin? Hoe die atome wat ek inasem, die suurstof wat ek inasem, hoe het dit begin? Genesis 1 vers 2. En die aarde was woes en leeg. Soms is ek en jy by daai plek waar ons voel ons omstandighede is woes en emosioneel voel ons leeg. Veral in hierdie tyd van spanning waarin ons leef. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. Soms voel ek en jy, daar's duisternis om ons kan nie sien wat ons moet doen nie. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Daar waar die Gees van die Here is, gebeur twee dinge. Daar kom orde en daar kom lig. Helderheid en insig. Baie mense sê vir my, ek wandel deur die Gees van die Here, ek luister na sy stem, maar as ek in 'n lewe kyk, is daar letterlik niks wat in orde is nie. Daar kom altyd orde,
waar die gees van die Here sweef. Orde beteken dinge is in die regte posisie relatief tot mekaar. Helderheid en insig kom. En wanneer daar orde in jou lewe is, word jy elke oggend wakker met 'n verwagting en die dapperheid vir 'n nuwe dag en die nuwe dinge. Het jy al in die oggend wakker geword en jy gedink, maar Saul, ek sien kans vir vandag nie. Ek sien kans vir al die nuwe dinge wat ek moet hanteer nie. Hierdie wêreld verander so vinnig. Daar's dalk nie genoeg orde in jou lewe nie. Goddelike orde. Wanneer orde is, staan jy op met 'n fokus, want jy het 'n agenda vir die dag. Jy het al gisteraand beplan wat jy vandag gaan doen. Wanneer jy wakker word met 'n rede en met doelwitte, het jy outomaties die dryf en die energie en die moed om daai dag aan te pak. En jy sien so uit na vandag, dat die probleme van gister klein en ver lyk. Baie mense staan op in die oggend met gister se probleme. En skielik, as daar orde in jou lewe is, dan raak terugsla net die kommas in jou lewe en nie die punte nie. Die Engelse het my so 'n mooi woord vir punt, full stop. En baie lewens is so vol full stops, dat daar nie beweging is nie. Maar terugslag kan net kommas wees. Met ander woorde, hy stop jou net vir 'n oomblik. En dan kan jy aangaan. En die eerste raad wat ek vandag vir jou wil gee, respekteer jou opofferings. Ek onthou, lank gelede toe ek my vrou ontmoet het, ek het haar leer ken as iemand wat soveel empatie gehad het met my en soveel insig in die dinge waardeur ek gaan. En toe het ek eendag vir 'n rooi appel gekoop by die Pick n Pay en ek het dit vir haar gevat gesê, ek net kom blink gevryf en vir haar sê ek net vir jou dankie sê vir jou oplossing, vir jou opofferings. En sy het vir my daai dag gesê, George, jy moet die opofferings wat jy maak vir die mense wat jy lei, raak sien en respekteer, want ek het dit altyd sommer net afgemaak, ag nee, dis niks nie, ek doen dit met 'n blye hart. En die rooi appel het die teken geword wat ek en sy gebruik het om respek vir opofferings vir mekaar te wys. So as sy 'n groot ding vir my gedoen het, ek altyd vir haar 'n emoji gestuur van 'n rooi appel. En vandag in ons gemeente, as iemand 'n opoffering maak, dan stuur ek hom baie keer vir 'n emoji van 'n rooi appel. En ek wil hê jy moet vandag vir jou self 'n emoji stuur, want jy kyk jou eie opofferings vir jou gesin, vir jou kerk, vir jou mense maak. Mis. En dis waar, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie, maar jy moet respekteer die prys wat jy betaal. Geef vir 'n slag erkenning aan dit wat jy doen. Jy sien, wanneer jy gaan begin erkenning gee van die wenne wat jy wen, staan daar 'n nuwe selfvertroue in jou op. En jy weet wat die plek is waar jy behoort en jy voel jy behoort. Die sterkste emosie wat 'n mens ooit kan voel. En dis hoekom 'n mens altyd by 'n gemeente moet wees. Maak nie saak of jy aanlyn betrokke is of fisies betrokke nie. Jy moet betrokke wees, want daai mense om jou bou jou selfvertroue. Gee jouself krediet vir die pad wat jy suksesvol tot hier gestap het, met al die foute wat gebeur het. En dan wil ek vandag vir jou sê, kry geduld met die prosesse van die Here in jou lewe. As daar een ding is waarvan ek niks hou nie, is dit om 'n puzzel te bou. Dit maak my gedaan, veral as dit duisende blokkies het. En dit voel vir my soos 'n proses wat nooit wil ophou en eind kry nie. En ek wil vir jou sê, gee vir jouself geduld met die puzzles in jou lewe. Hoekom is alles 'n proses? Jy sien, wanneer dinge om jou en my uitmekaar val, dan raak ons so benoud, dat ons haastig raak met die prosesse van die Here in ons lewe. En in een oomblik haal ons oë van die horisonne in die lewe af en ons begin afkyk na ons omstandighede en dit wat om ons is. Ons fokus skuif van lewe na oorleef. En ons begin 'n aptyt kry vir korttermyn suksesse en ons maak besluite wat die nou lekkerder maak. Daai ekstra pak chips wat jy die kas uit gaan haal want jy kyk nou TV en jy nou trooskos nodig. En môre gaan staan jy op die skaal en jy skrik jou oor en mik want dan daai pak chips nie 30 gram geweeg nie, skielik is jy 'n kilogram swaarder. Wanneer ons nie die prosesse eer in ons lewe nie, dan skuif daar fokus. Ons kry aptyt vir korttermyn suksesse.
Jesaja 28 vers 16 sê die Here die volgende. Hy sê, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoefsteen wat vasgegrond is. En dan sê hy die volgende woord, hy sê, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Met ander woorde, rustigheid en kalmte is 'n gevolg van geloof. Jy's dalk in 'n tyd in jou lewe waar niks uitwerk soos wat jy gehoop het dit sal uitwerk nie. En ek wil vandag die volgende 3 woorde met 'n uitroepteken aan die einde vir jou in Engels sê, hang in there. Bly daar, byt vas in Afrikaans. Om op 'n visie te fokus, om op jou einddoel te fokus, beteken om te fokus op dit wat jy nog nie gesien het nie en dit wat nog nie gerealiseer het nie. En dis okay as dinge nog nie in jou lewe gerealiseer het soos jy gehoop het dit gaan nie. Daar is 'n groter plan met jou Here, met jou lewe. Die Here het 'n groter plan met jou lewe. Moenie moedeloos raak as niemand om jou verstaan en jy nie die pad vorentoe verstaan nie. Jy sien baie van ons gryp die huisbak in plek van die trap. Ek het nou dag 'n boek gelees, 'n besigheidsboek wat se naam Take the Steps is. Gaan soek hom op Amazon, 'n baie goeie boek wat praat oor vat die moeilike pad, hy gaan jou by 'n beter plek uitbring. Maar meeste van ons vat die huisbak. In ons gemeente, veral die na COVID en ons begin swaar kry het ek nie verstaan dat terwyl ek die gemeente probeer bou nie, bou die Here 'n man. Terwyl jy besig is met daai moeilike prosesse in jou lewe, is die Here besig om jou te bou. Wanneer jy die Here vertrou vir meer en groter grense, aanvaar dat daar meer orde in jou lewe gaan kom. En orde is baie keer 'n pynvolle proses. Ek wil hê jy moet vir jou nou, dalk moet jy die video net pause vir 'n oomblik, vir jouself 'n lekker koppie tee, gaan ingooi, sit 'n suurlemoen in, bederf jouself en luister rustig na die volgende wat ek gaan sê. Hoe skep ek orde? Daar's 3 woorde. Prioritiseer, fokus en ignoreer. Begin die prioriteite vas te stel in jou lewe en daarop te fokus. En leer dan om die dinge wat jou energie die hele tyd steel te ignoreer. Partykeer is dit mense, partykeer is omstandighede. Die Here het elkeen van ons gemaak met beperkte hulpbronne. Ons het beperkte energie. Ons kan nie almal 1000 myl hardloop nie, al wil ons. Ons het beperkte geld. En tog het elkeen van ons so baie rolle in ons lewe. So ons het beperkte hulpbronne en ons het baie rolle. Ons het rolle familie, werk, besigheid, gemeenskap, my aanlyn bedrywighede, al die inligting wat elke 6 weke sê hulle vir my verdubbel in die lewe. Ek het gehoor, ja, voor die 1900s het inligting verdubbel elke eeu. Teen 1990 het inligting verdubbel elke 18 maande. En vandag met AI verdubbel die hoeveelheid inligting in die wêreld elke 6 ure. Dit reg hoor, 6 ure. Ek en jy kan onmoontlik nie aan alles in ons lewe eweveel aandag gee nie. Elkeen van ons het daardie een area wat aan die kortste end trek. Daai ding wat ons afskeep. En dis okay, ons kan nie elke dag by alles uitkom nie. Maar dieselfde area kan net nie elke dag skade ly nie. Ruil prioriteite beteken om jou areas van fokus uit te ruil. Ruil dit uit dat jy môre aan daai ding aandag gee, laat iets anders maar 'n bietjie vir daai dag afskeep. Jy sien, want die lewe het 'n orde en 'n ritme. En daarom is dit belangrik dat jy die seisoene van jou lewe nie mis. Dis baie keer die seisoene wat die meeste produktief is wat ons begin mis as chaos in ons lewe begin intree, orde maak dat ons die regte fokus en die regte seisoene kan gee. En ons mis die seisoene wanneer ons te lank op een prioriteit in ons lewe fokus. Toe ek en jy verlief was, het ons al ons aandag gefokus, daai liefde in ons lewe, daai nuwe vars liefde het al ons aandag gevat. En dan het ons budget daaronder gelei. Dit was 'n lekker fase, maar dit kan nie jou hele lewe aangaan nie. Die verliefdheid moet aangaan, die fokus moet dit balanseer.
Staan elke dag van jou lewe met 'n plan op wat jy die vorige aand gemaak het. 'n Plan wat so gerad is dat daai plan 'n treukie is na jou doel. Ek kyk nou dag 'n program op die TV waar ouens 'n lang spyker so met een hamer hou probeer inslaan. Party buig die spyker, die sterk ouens kry dit reg, maar daar was min. En baie keer wil ek en jy ons doel so met een hou bereik. Maar dis baie houe wat daai spyker inslaan. Jy is geskep met 'n rede. Jy is geskep met 'n skepingsdoel. Hoor wat sê Jeremia 29 vers 11. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Met ander woorde, hier sê die woord beplan werklik in die gemoed van ons Skepper. Hy beplan ook. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Jy sien, sonder beplanning is daar nie 'n toekoms nie, en daar is ook nie 'n verwagting nie. En die Here sê, ek het oor jou gedink, ek het jou beplan, en ek het 'n goeie toekoms vir jou beplan. Herinner jouself gereeld, dat jy 'n doel en 'n bestemming het. En sonder daardie rede, sal jy leef soos iemand wat op life support is. Nou, life support is 'n gevaarlike plek om in die hospitaal te lê, en jy is op, wat is die woord in Afrikaans? Jy lê in die intensief, en jy is op masjiene wat jou in die lewe hou. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. En wanneer jy nie 'n rede het nie, 'n einddoel, 'n toekoms, of 'n skepingsdoel nie, dan is jou lewe of life support. En ek wil afsluit met 'n paar dinge wat jy moet onthou, want onthou, Vader God se doel vir jou is meer, groter grense, want jy het ons laasweek gesê, is 'n icon, soos wat jy op die rekenaar op 'n icon klik en dit vat jou iewers heen. Is jy daai icon, is die wêreld, mense in die wêreld op jou klik, moet jy hulle na God toe point. Nie op jou laaste manifestasie van woede, omdat hulle jou irriteer nie. So daarom daar orde in jou lewe is, en ek wil afsluit. God se doel vir jou kan nie in chaos manifesteer nie. Hy gaan ook nie engele grond toe stuur om jou lewe uit te sorteer nie. Jy en ek moet heers. Ons het laasweek gepraat oor die woordjie heers en hoe powerful dit is. En sonder fokus in jou lewe kan jy ook nie daarby uitkom nie. Jy kan nooit orde bring sonder fokus nie. Maak die Here jou eerste liefde, jou eerste fokus, en haak al die ander dinge wat jy dink en doen en verhoudings wat jy mense het aan daai fokus vas, want dan sien jy in daai areas ook aan fokus. Jy sien, 'n lewe ruk nie hande uit as gevolg van omstandighede wat buite jy beheer raak nie. Die lewe ruk hande uit as gevolg van skewe prioriteite. Orde jou lewe, kry al die dinge in jou lewe in die regte volgorde teenoor mekaar. Die Gees van die Here bring orde, maar dit neem tyd. In die begin het die Gees van die Here gesweef oor die aarde. Toe kom daar orde, lig en donker, dag en nag, somer en winter. Die Gees van die Here wil vandag orde in jou denke bring. Baie mense dink jy kan geestelike dinge nie verstaan nie. Dis nie waar nie. Daar is orde in die Here se denke, en verseker, as ons behoorlik ons Bybels lees en die Here vertrou vir 'n openbaring, gaan hy vir jou eie openbaring en jou eie insig op daai teks gee. Die Gees van die Here is nie iets wat jy nie verstaan nie. Dis iets wat orde bring, maar dit neem tyd. En die groot sleutel is begin nou. Ek wil afsluit met hierdie sin. Jou hoogste prioriteit is jou afspraak met jou bestemming. Dan gaan jy 'n seën wees vir die mense om jou. Elke dag gaan 'n seën en 'n avontuur vir jou wees. En jy gaan 'n man of 'n vrou wees soos koning Dawid. Die Here sê my, o, deur die hele aarde gegaan, en daai is 'n man na my hart. Die Here gaan sê, jy is 'n man of 'n vrou na sy hart. As jy hierdie ding volg, jou hoogste prioriteit is jou afspraak met jou bestemming, want jou God het daai bestemming vir jou beplan voor die grondlegging van die wêreld. En hy is
in daai bestemming. Daai bestemming gaan jou nie losmaak van hom nie, dit gaan jou nader raak aan hom, want ek en jy is bestem om op die einde die bruid van sy seun Christus te wees. Ons is die bruid van Christus. Jou hoogste prioriteit is jou afspraak met jou bestemming. En in jou bestemming wag die Gees van die Here vir jou en jou verhouding met hom gaan dieper en beter raak soos wat jy meer suksesvol raak in sy plan vir jou. Baie keer is ons bang vir sukses, want ons dink, maar dit gaan my losmaak van die Here. As jou sukses kom deur sy plan vir jou, gaan dit jou verseker nie losmaak vir hom nie. Ek wil vandag vir jou bid, dat die Here jou gaan seën en by 'n plek gaan bring. Gaan luister laasweek se boodskap, daar is meer. Ploeg jouself in die volgende paar boodskappe, want ons gaan jou elke week help en mekaar help om by daai plek uit te kom, waar ons ten volle by ons doel kan uitkom. Vader, ek wil elke persoon wat vandag na my geluister het, seën om dit wat ons vandag gesê het, te hoor, te vat en te kan leef. Bring ons by daai plek elkeen, waar ons U ontdek binne in U plan wat U vir ons het. U het voor die grondlegging gedroom oor ons elkeen. Gee vir ons 'n droom oor môre, sodat ons dit saam met U kan geniet. En ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan na ons webwerf toe, agape.co.za. Die getikte notas van dit wat ek vandag gesê het, is daar. Party van ons is leesmense. Daar's ook 'n button op ons webwerf wat sê bydra. As die Here in jou hart werk om vir ons gemeente 'n bydra te lewer sodat ons hierdie groot werk kan doen op die manier wat hom trots sal maak, raak deel van ons, begin om in te koop, dra by en help ons sal jou gereeld terugvoer gee om hierdie evangelie met die nuwe klank in ons nasie in te vat, sodat Afrika by die plek kan wees waar ons vir die res van die wêreld kan wys. Hoe amazing is dit as God betrokke is in jou lewe. Seën hierdie week, geniet elke oomblik, jaag die vrees uit jou omstandighede uit, sodat jy elke sekonde kan geniet, want elke sekonde behoort aan jou. Mooi loop, sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd.